Ons is in ons laaste sessie van ons 6 sessies. En in die afgelope sessies het ons gesien dat God van die heel begin af deel was van die mens se storie. Hy het homself aan ons kom openbaar en betrokke geraak in ons wêreld. Nou die volgende bekende skrifgedeelte som dit so goed op in Johannes 3 vers 16 tot 17. God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die mens wêreld toe gestuur om die mens te veroordeel nie, maar sodat die mens deur hom verlos kan word. God het die mens lief. Hy wil jou lei na 'n oorvloedige lewe. Daarom stuur hy sy seun sodat ons verlos kan word van sonde, ons verlede en ook van ons eie wysheid, sodat hy ons kan lei, sodat ons die hart en lewensbeginsels van God kan leer ken. Ons ingesteldheid moet een wees van vertroue in hom en ons moet gehoorsaam wees aan hom. Dit bring ons by 'n plek van intieme verhouding tussen Jesus en ons. Hierdie verhouding is waar ons sal soekend wees na sy inspraak in ons lewens en hom innooi binne ons lewensspasie. Ons leer om sy betrokkenheid, sy stem en sy leiding raak te sien in ons lewensstorie en 'n ontvanklike hart daarvoor te hê. Dawid beskryf hierdie intieme verhouding so. In die Psalm sê hy die volgende in Psalm 139: Here, U deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Hy gebruik die woord deursoek, wat ons na 'n persoonlike verhouding met God neem. Dit is nie net God wat sy algemene wette op ons lewens kom afdrukkie. Nee, dis meer as dit. Hy stap met elkeen van ons 'n persoonlike pad. Hy neem tyd om jou hart te deursoek en jou te leer ken. Hy ken jou by die naam. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet waarmee jy stoei. Hy weet waar jy moet groei om volheidslewe te beleef. Dawid help ons om te verstaan dat Jesus deel van ons storie is. Hy gaan verder in die Psalm. Hy sê of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. God is in ons storie. Nou moet ons hom toelaat in ons storie. Jakobus help ons met die ingesteldheid wat ons moet inneem wanneer Jesus sy storie in ons lewe kom skryf. Jakobus 4 vers 6 sê, God is egter besig om ons steeds meer genade te gee, om aan hom getrou te wees. Daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan die nederige mense gee hy genade. Hy gee van sy kant af genade en inspraak, maar ons moet wegbeweeg van hoogmoed na 'n plek van nederigheid. Jy sien, hoogmoedigheid is 'n plek waar ons dink ons kan die lewe sonder Jesus lewe, van ons eie krag en ons eie wysheid. Nederigheid is waar ons in eerbied en ontzag voor die Here staan en hom innooi in ons lewe in. Jakobus moedig ons aan om Jesus in te nooi in ons lewensstorie. Jakobus gaan verder in vers 7, hy sê, wys dus dat julle van God afhanklik is, deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Kom nader aan God, en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef. Julle sondaars, maak julle harte skoon. Julle twee gesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Jakobus herinner ons om nader aan God te kom. Dit sal meebring dat hy nader aan ons sal kom. Wat bedoel hy hiermee? Wat hy eintlik sê is, daar is geen afstand meer tussen Jesus en ons nie. Hy het kom woning maak in ons. Daar is geen afstand nie, maar Jakobus verwys hier na 'n ingesteldheid. Ons moet geleenthede skep waar ons bewus kan raak van sy stem in ons lewens. Dit is soos 'n kar se radio. Die radiostasie se uitsendingsgolwe is in die lug, maar ons moet eers die radio instel sodat hy die radiostasie uitsending kan opvang. Skep geleenthede waar jy kan
dit opvang wat God sê. Raak stil by jouself, sny jouself af van die geraas van sosiale media, die nuus, die negatiewe invloede, jou eie gedagtes ensovoorts. Gaan ontmoet hom in jou binnekamer en neem tyd om geleentheid te skep van verhouding met hom. Raak stil en luister. Gebruik geleenthede soos Sondagdienste om dit te belangrik te ag, waar jy jou kan afsny van die geraas van jou, van ander goeters en in aanbidding en in preke sy inspraak hoor. Jy as man wys ook in daai tyd vir jou familie dat dit belangrik is om God se stem te hoor. In hierdie tye gaan jy Jesus se stem eintlik ook hoor. En hy gaan vir jou die volgende sê: jy is kind van God. Jy is die regtigheid van God. Jy is in 'n posisie van geen afstand met God nie. Jy gaan Jesus se stem ook hoor praat oor hoe jy moet groei. Jy gaan moet groei in jou nuwe identiteit in Christus te ontdek. Jy gaan groei waar jy moet gaan leer hoe om jou optrede te belyn met wie jy is. Jy is die beeld en gelykenis van God. Jy gaan groei in jou karakter om meer soos Jesus op te tree. Jy gaan Jesus se stem ook hoor oor drome wat hy oor jou lewe het. Jy gaan hoor wat die regte keuses is wat jy moet maak, hoe jy jou kind moet grootmaak, hoe jy moeilike mense moet hanteer, waar jy ook moet groei in areas soos jou huwelik of by jou werksplek. Lees net weer saam met my Jakobus 4 vers 7 tot 8. Wys dus dat julle van God afhanklik is, deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Kom nader aan God. Hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef. Julle sondaars maak julle harte skoon. Julle twee gesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Hy noem dat daar verskillende stemme in jou lewe is. Daar is die stem van die duiwel. Daar is die stem wat jou eie stem is en dan is daar die stem van Jesus. Ons word uitgedaag om ons eie begeertes te weerstaan en nee te sê vir die duiwel se stem. Jesus se stem word dan die een wat ons hoor en waarna ons luister. Ons wil dan gehoorsaam wees aan God en wil sê dat ons begeertes sy begeertes is. Salomo se wyse woorde herinner ons aan die volgende in Spreuke 1 vers 7: kennis begin met eerbied vir die Here. Net dwaase verag wysheid en dissipline. Spreuke 2 vers 5 ook: dan sal jy weet wat dit beteken om respek te hê vir die Here. Jy sal leer om God te ken. Wanneer respek, eerbied, ontzag vir God my na 'n plek van vertroue neem, dan raak ek soekend na meer en meer kennis van hom. Ek raak soekend na sy hart. Ek raak soekend na sy lewe wat hy vir my het. Die woord kennis in die ou Hebreëse skrifte verwys na kennis van mense kry in 'n intieme verhouding met God. Eerbied, respek en ontzag neem my na 'n plek waar ek in intieme verhouding met Jesus staan, om aan sy voete te sit en te leer van sy beginsels. Ek raak 'n disipel van Jesus, waar ek 'n lewenslange student van hom word en wil wees.